Ons tema vanoggend te staan vas in die geloof en ons gaan saam lees uit Jesaja hoofstuk 7. My Bybel bladsy 723. Staan vas in die geloof. Jesaja hoofstuk 7. Hierdie gedeelte in Jesaja 7 is 'n baie bekende gedeelte wat ons baie keer rondom Kersfees ook lees. Maar vandag het hy 'n bietjie van 'n ander konteks. Ons gaan saam lees daar vanaf vers 1, Jesaja hoofstuk 7. In die tyd toe Agas seun van Jotam en kleinseun van Usia, koning van Juda was, het die Arameese koning Resin en die Israelitiese koning Peka, seun van Remalia, 'n veldtog teen Jerusalem onderneem. Die veldtog het egter op niks uitgeloop nie. Die berig dat die Arameërs reeds in die Israelitiese gebied in Efraim kamp opgeslaan het vir Agas, die koning uit die geslag van Dawid, in Jerusalem bereik. En hy en sy volk het baie bang geword. Hulle het gebewe soos die bome in die bos bewe in die wind. Die Here het toe vir Jesaja gesê: "Vat jou seun Jasub saam en gaan ontmoet vir Agas op die pad na die blyveld toe by die punt van die kanaal uit die boonste dam. Sê vir hom: bedaar, bly kalm, moenie bang wees nie. Moet jou nie ontstel oor die twee stukke brandhout nie, hulle rook net. Moenie bang wees vir die dreigemente van Resin en sy Arameërs en van Pekas, seun van Remalia nie. Die Arameërs en die Efraimiete onder leiding van die seun van Remalia beplan jou ondergang. Hulle het vir mekaar gesê: kom ons val Juda aan en rompel hom, dan verdeel ons die land onder ons en ons maak die seun van Tabeel koning van Juda. Maar so sê ek, die Here jou God, dit sal nie plaasvind nie. Dit sal nie gebeur nie. Want dit is maar net Damaskus wat die hoofstad van Aram is, en net Resin wat die koning van Damaskus is. Efraim sal binne 65 jaar so verwoes word, dat hy geen volk meer sal wees nie, want dit is maar net Samaria wat die hoofstad van Efraim is, en net Peka seun van Remalia wat koning van Samaria is. Maar, ook julle sal nie standhou, as julle nie in geloof standhou nie. Verder die Here gesê: jy moet nog vir Agas sê, vra van die Here jou God 'n teken, enige, diep uit die doderyk of uit die hoogtes daarbo. Maar Agas het geantwoord: ek sal niks vra nie, ek sal die Here nie tart nie. Toe sê Jesaja: luister geslag van Dawid, is dit nie vir julle nie genoeg om mense te vermoei nie, dat julle ook nou ook my God moet vermoei? Die Here sal daarom self vir julle teken gee. 'n Jongvrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Tot sover. Diegene van ons wat verlede Sondag hier in die kerk was eintlik baie onvroeds gevang. Ons wind was letterlik uit ons seilige geneem toe Gideon aangekondig het dat hy en Lenet as lidmate van ons gemeente bedank. Nie een van ons het dit verwag nie, ek ook nie. Dit was heeltemal onverwags. En dalk was daar lidmate wat gevoel het, hier gaan ons alweer op dieselfde ou patroon in ons kerk van skeringe en verdeeldheid. En ek sal jou ook nie kwalijk geneem het, as jy dalk so gevoel het nie. Want hierdie gemeente is al deur soveel swaar kry, lidmate wat die gemeente verlaat het as gevolg van swaar kry, kopstamp en kwaadwilligheid, wat begin voel het, wanneer gaan dit 'n einde kry? Maar die goeie nuus is, ek dink, het 'n totale verandering in die gemeente plaasgevind en besig om plaas te vind. So, toe ek en Sheila hier in die gemeente geland het ons geweet dat die Here op een of ander manier vir ons in die gemeente wil hê. En ons het nie veel van die gemeente geweet toe ons hier gekom het nie. Ons het eers later al die inligting gekry oor wat die afgelope tye in hierdie gemeente gebeur het, van gevegte en skerings en so meer. En ons het besluit, sover dit van ons afhang, solank as wat die Here ons hier wil hê en gebruik, gaan hierdie gemeente nooit weer hierdie vernietigende proses gaan van verdeeldheid en skeuring nie. En ons
wil nooit die oorsaak wees van verdeeldheid in die gemeente nie. En ons het vir mekaar ook gesê, as ons ooit die probleem in die gemeente is, dan moet ons loop voordat die gemeente seer kry. En ons het die Here gevra, in hierdie afgelope tyd met alles wat aan die gang was, dat die Here vir ons moet wys, of ons moet ry en of ons moet bly. En ongelukkig vir julle, lyk dit vir my, of die Here wys dat hy ons nog hier wil hê en gebruik, julle sal maar 'n bietjie met ons nog moet uithou. Maar die een ding wat ons baie seker in hierdie tyd weer besef het, ons moet bedaag wees op die Satan, want hy teiken ons gemeente. En dis eintlik 'n soort van 'n kompliment, né? Dat die Satan soveel tyd en moeite aan ons gemeente spandeer, omdat hier iets besig is om te gebeur waarvan hy nie hou nie. Maar hy ken ons swak plekke, het ons verlede Sondag gesê, en hy zoom in op daai swak plekke om ons te laat ondergaan. En het ons verlede Sondag ook vir mekaar gesê, hy gebruik oor en oor dieselfde taktiek, omdat hy weet, dit werk elke keer. Maar nie meer verlang nie. So, ek wil vanoggend begin, of julle in die eerste plek te sê, daar is niks niets onder die son nie. Kyk, die Satan teiken nog van al die eeue af, die volk van God. Want hy het net een doel, hy wil God se volk vernietig. Ook hier in Jesaja hoofstuk 7 lees ons dit mos nou. Hier is twee konings, die Arameese koning Resen en die Israelitiese koning Peka. Nou die Israelitiese koning was die 10 stamme ryk en Agas was van die 2 stamme ryk, die suidelike ryk, die ryk van Juda. Nou hierdie twee konings, Resen en Peka, het beplan om vir Agas, koning van Juda, aan te val. In vers 6 lees ons, hulle het vir mekaar gesê, kom ons val Juda aan en oorrompel hom en verdeel die land onder ons. En in vers 2 het ons gelees, dat Agas en die volk baie bang geword het, en gebewe soos die bome in die bos bewe in die wind. Want dit is hoe die Satan te werk gaan om die volk van God te vernietig. Hy gebruik mense. Hy gebruik mense wat hy opsweep en mobiliseer om die volk van God aan te val. En julle moet weet, en dit het verlede Sondag ook vir julle gesê, die een ding wat jy van die Satan kan sê, hy het geen leier op sy kop nie. Hy gee nie op nie, hy bly op die aanval. En hierdie aanval op die volk van God gaan dwars deur die Ou Testament, deur die Nuwe Testament tot in ons tyd, en dit gaan nie ophou voor Jesus se wederkoms nie. Hy gaan probeer om God se kerk te vernietig. En julle het ook onthou dat ek verlede Sondag vir julle gesê het, dat die volk van God in die Nuwe Testament is die kerk. Ons is die volk van God. 1 Petrus 2 vers 9, onthou julle wat hy gesê het, julle daarenteen is 'n uitverkore volk. En Paulus skryf in Kolossense 3 vers 12, julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Die kerk, ons is die volk van God. En ons is in die teiken van Satan om te probeer om die kerk tot die te maak. En daarom het ons onthou wat 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Elke oomblik van die dag het hy vir ons in sy teiken. En in die Nuwe Testament is daar letterlik hoeveel gevalle van hoe die Satan se strategie werk binne die kerk om die kerk te probeer vernietig, hoe hy mense binne die kerk gebruik om die kerk van binne af te probeer vernietig. Dit begin sommer daar in Handelinge hoofstuk 5. Ek bedoel die Nuwe Testamentiese kerk het pas tot stand gekom. Die uitstorting van die Heilige Gees het plaasgevind en God het 3000 mense op een dag tot bekering laat kom deur Petrus se prediking en hy het elke dag nog mense by die gemeente gevoeg. En dan gebeur daar iets in die gemeente, dat die gemeente sê, wie wat, hier's mense rondom ons wat swaar kry, kom ons verdeel ons goederes onder mekaar, sodat almal versorg kan wees. En dan was daar 2 mense met die naam van Ananias en Safira, wat hulle goed verkoop het, maar 'n gedeelte van die geld teruggehou het, en voorgegee het asof hulle deel is van die gemeente, wat op dieselfde manier funksioneer. Maar hulle het eintlik hierdie front voorgehou, dat hulle deel is van die kerk, maar hulle soms verkeerde redes met die kerk gewees, vir eie gewin en aansien, en julle ken die geskiedenis wat met hulle gebeur het.
binne die eerste kerk al. En dan dwars deur die briewe van Paulus, hoor ons van die probleme binne die kerke, soos wat die Satan mense gebruik. Ons lees in Filippense 2 vers 2, dat die gemeentelede gedurig met mekaar gestry en baklei het. 1 Korintiërs 3, partyskappe en verdeeldheid wat in die gemeente voorgekom het. 1 Korintiërs 3 vers 3, jaloesie en twis wat in die gemeente voorkom. 1 Korintiërs 5, sonde wat in die midde verdra word. 1 Korintiërs 6, kwaadpraters. Galasiërs 5 vers 15 en 26, wat hy praat met die gemeente sê, julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. En dan sê hy in vers 26, ons moenie verwaand wees, mekaar uithard of op mekaar afgunstig wees nie, want dis die goed wat in die gemeente voorkom. En dan 2 Timoteus 4 vers 10 sê Paulus, Demas het my verlaat, omdat hy hierdie wêreld lief gekry het. Dat mense in die kerk het verdwyn het as gevolg van die wêreld lyk meer aantreklik as die kerk. Handelinge 15, Paulus en Barnabas verskil so van mening oor Markus, dat hulle baie van mekaar skei. En dan skryf Johannes in 3 Johannes 1, vanaf vers 9, as hy sê, ek het hieroor aan die gemeente geskrywe, maar die Epaphras het homself graag eerste gestel. Hy het ons gesag eenvoudig nie aanvaar nie. Daarom, wanneer ek ook al kom, sal ek sy optrede onthou. Hy belaster ons deur bose gerugte te versprei. Dis van die eerste gemeentes waarvan ons dit lees. En dan natuurlik 2 Petrus 2 vers 1, maar daar was ook valse profete onder die volk, en so sal daar ook onder hele valse leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel, en die Here wat julle vrygekoop het, verloon. So sal hulle self baie gou in die verderf stort. Dis hoe die kerk lyk, want die kerk bestaan uit sondaar mense, maar geredde sondaar mense. Maar die Satan gebruik hierdie sondige natuur van ons om binne die kerk baie keer ook hierdie probleme te veroorsaak. En verlede Sondag het ons gesien dat Satan herhaal dieselfde patrone, hy gebruik dieselfde manier van werk, omdat dit nog elke keer vir hom werk. Goeie soos verdeeldheid en skering, verdagmakerry, kwaadpraat, leuns, hoogmoed, boekhou van die kwaad, onvergewensgesind, wraakgierig, liefdeloos, selfsugtig. Hy gebruik al hierdie metodes om te probeer om 'n gemeente te vernietig. Want hy wil eintlik die gemeente onthoof. Hy wil eintlik hê dat die gemeente loskom van die hoof, Jesus Christus. En daarom waarsku Petrus, wees nugter, wees wakker, julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. En dan skryf Paulus in 2 Korintiërs 2 vers 11 as hy sê, die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne, maar al te goed. Hy sê, wees wakker. Moenie dat die Satan oorhand kry nie, want ons ken sy strategie, ons ken sy planne, wat ek vir julle genoem het. Nou, ons as gemeente het ook al meermale deurgeloop onder hierdie aanvalle. Mense wat die gemeente verlaat het omdat hulle kwaad was vir die dominee of vir 'n ander lidmaat in die gemeente, of wat seer gemaak is of te nagekom is deur 'n medegelowige of 'n dominee of 'n kerkraadslid. En ek wil vanoggend vir jou vra en sê, as ek ergens die oorsaak daarvan was dat een van julle seer gekry het aan die proses, dan kom sê jy vir my asseblief dit na die tyd, sodat ons die dinge met mekaar kan uitsorteer. Want ek wil nie hê dat die dominee van hierdie gemeente die oorsaak moet wees van hierdie goeters nie. En daarom bid ons elke Sondag, julle hoor my van dat ek hier gekom het, bid ons elke Sondag, verlos ons van die bose, bewaar ons van die Satan en sy bose magte, want sê Jakobus 4 vers 7, staan die duiwel teë, en hy sal van julle wegvlug. En dis wat ons vra elke Sondag van die Here, bewaar ons van die bose, verlos ons daarvan, ons staan die duiwel teë, sodat hy van ons en hierdie gemeente kan wegvlug. Maar ons ervaar het nog telke male, dat die Satan ons teiken en ons gemeente aanval. Nou, een of twee dinge kan gebeur in so 'n proses.
Een ding wat kan gebeur is dat ons op die ouende as gemeente weer uitmekaar spat. Dat daar verdeeldheid is as gevolg van kwaadpraat, verdagmakery, leuns wat versprei word, lidmate wat die gemeente verlaat omdat hulle ontnigter is. Maar dit gebeur net wanneer mense nie na God kyk nie. Wanneer mense na mekaar begin kyk en die vinger na mekaar begin wys, in plaas van daarvan my oë op God gerig te hou. Dit gebeur wanneer ons verbintenis aan die gemeente deur mense laat bepaal. Ek is deel van die gemeente as gevolg van so en so en so, of ek is nie meer deel van die gemeente nie as gevolg van so en so en so. Dan is ons eintlik soos Petrus wat uit die skei klim op die water loop, terwyl hy na Jesus kyk, maar die oomblik toe hy sy oë van Jesus af weggedraai het en na die golwe kyk, het hy gesink. So wanneer ons oë van Jesus wegvat en na mekaar begin kyk en mekaar begin vinger wys, dis wanneer ons sink. En dis wat die Satan wil hê vir die gemeente. En my vraag vanoggend is, gaan ons regtig waar vir die Satan sy sin gee? Gaan ons regtig waar toelaat dat hy ons uit mekaar jaag soos 'n wolf wanneer 'n wolf onder die skape invaar? Gaan ons toelaat dat hy die heerskappy van hierdie gemeente voer? Of gaan ons in geloof vas staan, ons oë gerig op Jesus, soos wat ons elke Sondag ook bid? Dit bring ons by die tweede punt. Wat God sê, hierdie planne gaan nie slaag nie. En God wys die vinger daar na die Satan toe, sê, hierdie planne gaan nie slaag nie. Jesaja 7 is Agas, hy bewe reg, sy broek bewe. En dan kom Jesaja en God sê vir Agas, bedaar, bly kalm, moenie bang wees nie, vers 7. Maar so sê ek, die Here jou God, dit sal nie plaasvind nie, dit sal nie gebeur nie. Maar die voorwaarde, vers 9. Maar ook julle sal nie standhou as julle nie in geloof standhou nie. En dan kom die Here en hy sê, en ek gaan julle help. Ek gaan julle help om geloof staan te bly. Ek gaan vir julle self 'n teken gee. 'n Jongvrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Planne van die Satan gaan nie slaag as ons in geloof staande bly nie. God sê, hierdie gemeente is ook sy kerk, ook sy gemeente. Die Satan se planne sal nie slaag nie, sy strategie sal nie slaag nie, as ons as gemeente in geloof aan God vashou en na Jesus bly kyk. Want Christus self hou sy kerk in stand, vergeefs die hel se woede. Die Satan sal nie God se kerk oorrompel nie. Die duiwel se plan sal nie slaag nie, wanneer ons op God vertrou vir die oorwinning. Die Satan kan nie die kerk onthoof nie. Kolossense 1 vers 18 sê, Jesus is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die doodheid opgestaan het. En dit is wat so wonderlik is in die tyd wat ons oor Kersfees vier om te dink dat Jesus is gebore, Immanuel, God met ons, die teken wat destyds in Jesaja 7 beloof is, vier ons elke jaar om te sê, daardie teken het God laat gebeur, sodat ons kan weet, ons is nie alleen nie, God is met ons. Hy het sy belofte gestand gehou, en daarom sal die Satan nie die kerk kan oorwin en vernietig nie, want Jesus is die oorwinnaar. Hy is Immanuel, God met ons, hy het onder ons kom woon, hy het aan die kruis gesterf vir ons sondes, hy het opgestaan uit die dood en hy lewe. En sê Kolossense 2 vers 15, ja, Christus het die owerhede en die mag ontwapen hulle en openbaar vertoon, deur as gevangenes aan 'n triomftog van Christus mee te voer. Die duiwel moet net gehoor en gesien het, hy is die verloorde, verlede Sondag ook vir julle gesê. En ek verlede Sondag ook vir julle gesê, onthou, die duiwel is verslaan. In Johannes 3 vers 8 sê, die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak.
En saam daarmee sê Romeine 6 vers 4. En nou kan ons net soos Christus wat deur 'n heerlike magstaat van die Vader opgewek is, ook 'n totaal nuwe lewe leef. Dis wat God gedoen het vir elkeen van ons. Dis wat God ook doen in hierdie gemeente, sy kerk. Satan sal hierdie gemeente nie oorwin met sy aanvalle en strategie nie. Hoekom? God sê so. Terwyl ons aan hom vashou. Daarom die derde punt, staan vas in die geloof. Jesaja 7 vers 9, maar ook julle sal nie stand as julle nie in geloof stand hou nie. Of soos die ander vertaling sê, as julle nie vertroue het nie, sal julle beslis nie behoue bly nie. Julle nie vertroue het nie, sal julle nie behoue bly nie. Die vraag wat ons vanoggend vir mekaar moet vra is, gaan ons vir God vertrou vir ons gemeente? Gaan ons hom vertrou en glo dat te midde van die aanvalle, dat God sy kerk hier in stand sal hou? Want as ons dit nie glo nie, sal ons nie staande bly nie, en dan gaan die Satan ons onderkry. Maar ons moet vashou aan Jesus wat lewe, wat die oorwinnaar is, wat die hoof van die kerk is. Ons is sy kerk, sy liggaam, en daarom moet ons hom gehoorsaam wees, en moet ons vir die hoof van hierdie kerk vra. Die hoof van die kerk is nie die dominee nie. Daarom moet ons vir die hoof van die kerk vra, vir Jesus vra, hoe wil u hê moet ons optree as gemeente? Hoe wil u hê moet ons hierdie geveg teen die Satan aanloop? Hoe kan ons iets belewe van die oorwinning wat Jesus reeds vir ons bewerk het? Hoe moet ons as Horison Noord gemeente kerk wees? Sodat die mense iets van die oorwinning van Jesus kan raak sien. Sodat die mense rondom hierdie gemeente iets kan raak sien van hier heers die Heilige Gees. Hier is dit verbode vir die Satan en sy bose magte. Hier dien ons die Here. So, hoe moet ons lyk? Eerstens, ons moet ons oë op Jesus gefestig hou. Ons moet hom gehoorsaam en ons gedurig afvra of dit wat ons sê en dink en doen, of dit vir God welgevallig is, Efesiërs 5 vers 10. Tweedens, ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons vervul, sodat die Heilige Gees ons gedrag bepaal. Ons moet so vol wees van die Heilige Gees, dat dit wat ons sê en dit wat ons doen, tekens daarvan is dat ons onder die beheer van die Gees staan. Dit kom Galasiërs 5 vers 18 en 21. Verder, wanneer ons mekaar ergens dalk te nagekom het, of op mekaar se tone getrap het, dan moet ons nie oorgaan in 'n fighting mode nie. Dan moet ons sondes bely teenoor mekaar, sodat verhoudinge gesond kan word. Want wonde word veroorsaak deur woorde en optredes. En wanneer ons na mekaar draai en sê, weet jy wat, ek is jammer, dan vind daar genesing plaas, Jakobus 5 vers 16. En kan ek sê, Vrydag het 'n groot deel daarvan hier in die konsistorie plaasgevind. Nog meer, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar soos God ons vergewe het. God is ons vergewe ten spyte van wie en wat ons is. Ten spyte van wie en wat ons elke dag doen, wat nie God se goedkeuring wegdra nie, wat die sondigies wat ons bly knaag aan ons, dat God sê nogtans het hy ons vergewe en is hy geduldig met ons. En hy sê dat ons dus met dieselfde genadige oë van God na mekaar moet kyk. Kolossense 3 vers 13. Dat ons na mekaar kyk en sê, weet jy, daar loop ek, was dit nie vir die genade van God nie. Daar was ek in daardie situasie, was dit nie vir die genade van God nie, en dat ons met dieselfde genadige oë na mekaar sal kyk. En dan veral, praat net wat goed en opbouend is, moenie in woede optree, vloek en skel nie, Efesiërs 4 vers 29. Ons moet daarop uit wees, om te praat wat mooi en goed en opbouend is, teenoor mekaar en oor hierdie gemeente.
Woede en rusies hoort nie onder ons nie. Ons moet die lig op die duisternis so laat skyn, dat die dade van die duisternis ontbloot word, Efesiërs 5 vers 11. Maar bovenal moet ons as gemeente hande vat. Ons moet eensgesind wees, een in liefde, een van hart, een in strewe, Filippense 2 vers 2. En Paulus kom en skryf in Kolossense 3 vir ons sommer so 'n opsommingkie van hoe 'n gemeente moet funksioneer, waar Jesus die hoof is. Hy sê, omdat julle die uitverkore volk van God is wat hy baie lief het, omdat ons sy kinders is, daarom moet julle meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus Christus en dank God die Vader deur hom. Dis die beeld van 'n gemeente wat leef onder die heerskappy van die Heilige Gees. So my vraag weer eens vanoggend aan elkeen van julle wat hier sit, want dit is 'n vraag wat God eintlik aan ons as gemeente vra, gaan ons die Satan sy sin gee of 'n verwoesting te saai onder die gemeente? Of gaan ons vas staan in geloof? Ons gaan saam staan in geloof wanneer ons met die krag van God, met die leiding van die Gees, saambou aan hierdie gemeente. Wanneer elkeen sy kant bring in hierdie gemeente, hoe klein of gering dit ook al vir jou dalk lyk. En dit begin wanneer ons net op 'n Sondag hier is vir die kerk. Weet julle wat 'n geweldige getuienis is dit? Wanneer gelowiges op 'n Sondag by mekaar kom, in plaas daarvan in die winkels rond te lê of op 'n pad te wees, die geweldige getuienis van die mense wat kom om te hoor wat die Here deur sy woord en Gees vir ons sê. Kom ons bid saam voor kerk, daar's 'n geleentheid voor kerk, daar in die gebedskamer, om saam te kom bid. Laat ons nie ophou bid vir die gemeente ook by ons huise. Die gemeente voor God bring nie. Kom ons wees gasvry in die erediens. Wanneer ons besoekers het, mense wat nie inkom in die gemeente, laat ons onsself oor hulle ontferm sê, weet jy wat, ek weet hoe dit voel om by 'n gemeente in te stap en jy ken eintlik niemand nie, jy weet nie waar om te gaan sit nie, daar's niemand wat jou hulle sê nie, kyk rondom jou. Wie staan wat jy nie ken nie? Wie is die wat volgens nie so is? Wat gaan jy doen om daardie persoon te laat voel, jy is deel van hierdie familie van Christus? Dis gasvryheid. Stel jouself bekend, gee iets van jouself. Aan die begin van die jaar het ek gesê, ons wil hierdie jaar 'n jaar van goeie nuus maak. Ons wil 'n jaar maak wat die gemeente ons uitblaker oor wat die Here besig is om in hierdie gemeente te doen. En ek wil vandag vir julle sê, julle kan hierdie dag en datum dalk aanteken en sê, vandag is die eerste dag van die begin van die res van ons lewe. Om te sê dat God is besig om groot dinge in die gemeente te doen. En wanneer julle oor ons gemeente praat, dan moet dit wees oor dit wat God besig is om te doen. Die getuienis wat hier uitgaan, moet mense aantrek om te sê, weet jy wat, God is hier teenwoordig. En ons moet nie net die goeie nuus versprei nie, ons moet dit ook leef. En weet jy hoe maklik is dit om die goeie nuus te versprei deesdae? Oor dit wat jy sê, wanneer jy met iemand praat, wanneer jy WhatsApp stuur. Dit is so maklik soos dit. En hiermee wil ek sluit. Ek glo van harte
dat God het nog steeds 'n doel vir hierdie gemeente. Dat God hierdie gemeente op 'n magtige en kragtige manier wil gebruik hier waar hy ons geplaas het. En daarom sal hierdie gemeente nie ondergaan nie. Solank as wat God ons, vir my en Sheila, hier by julle wil hê, en julle ons hier wil hê, gaan ons saam hande vat. En ons gaan nie saam die pad as gemeente stap, om die gemeente weer te help bou en geestelik te help groei, sodat ons as gemeente kan wees wat God wil hê ons moet wees. En dit is heilig. Heilig beteken volkome aan God toegewy, volkome die eiendom van God. So, ek wil vanoggend vir jou vra, of jy bereid is om saam met my en Sheila hande te vat, om die pad vorentoe te stap. Ek wil vra of jy bereid is om regtig waar te sê, hierdie is ons gemeente, waarvan ons deel is. Ons is deel van die gemeente waarvan Jesus die hoof is. Is jy bereid om saam hande te vat? Maar bovenal, is jy bereid om die roeping waarmee God vir elkeen van ons geroep het, die roeping waarmee God vir ons as gemeente geroep het, uit te leef, die waar God ons geplaas het. Met ontvang die seën van die Here en gaan huis toe ook met sy vrede, van die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle bly totdat Jesus weer kom. Amen.